doen ons 'n seëngebed saam. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat nie sy siel ophef na nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ek noem die onfeilbare woord van Here saam met my op te maak, en wel by Romeine hoofstuk 10. Romeine hoofstuk 10. Ek wil 'n belangrike vraag vanoggend aan die elkeen vra. En hierdie vraag is: op wat baseer u geloof volgens? Op wat baseer u geloof volgens? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. Terwyl ons deur die woord van die Here ook gaan lees en daarin gaan blaai, dat u ook eerlik met die Here sal sê, waarop baseer u geloof volgens? Mag die Here ook dit vind dat ons elkeen se hart oop is, dat die oortuiging van sy Heilige Gees, en dat ons die woord van die Here ook ter harte sal neem. Kom ons lees Romeine hoofstuk 10, vanaf vers 1 tot en met vers 21. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Want die Skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is die Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskryf is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het 'n stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit nie miskien verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie. En ek sal julle toorn opwek teen die onverstandige volk. Jesaja dus self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na die ongehoorsame en teesprekende volk. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek, saam met my te staan en gebed. Vader, ons eer U vir die wonderlike voorreg
om u kosbare woord in ons hand te mag hê. Dankie vir die ingeademde woord, terwyl u dit aan die Ou Testamentiese heiliges en so ook in die Nuwe Testament vir manne gegee het om hierdie woord dan ook vir ons neer te pen. En terwyl ons hierdie kanon het waaruit ons kan lees, hierdie kanon waarin ons u kan beter leer ken, en onsself ontdek daarin soos wat u vir ons sien en ken, wil ons vir u dankie sê vir die Bybel, wat ons vandag in ons hand het. Dankie vir die Afrikaanse taal wat u vir ons gegee het. Terwyl ons Afrikaanse taal ook gister 101 jaar oud was, eer ons u vir die wonderlike voorreg om hierdie kosbare taal te hê in ons eie taal dan ook onderrig te kan word, 'n verstaanbare taal, ene wat nie swaar is om te hoor nie. Here, ons eer u dat u ook hierdie woord vir ons kon gee, dat ons 'n Bybel in Afrikaans mag hê, om daarin te lees, en dat ons ook onsself daarin mag speel. Dankie vir die kosbare woord en die liefde wat ons daarin sien, die liefde van God vir die mensdom, dat hy seun gestuur het in hierdie wêreld om vir ons te sterf, en daardie wonderlike verlossing te kan smaak in Christus Jesus. Dankie vir die getrouheid van die Heilige Gees, om ons in die waarheid te lei, bid ons ook, dat u ons in die volle waarheid sal lei. Ons bid vir elke gemeentelike aktiwiteit, terwyl die skool ook weer begin, die kwartale weer gaan begin, bid ons dat u dan ook die seën daarop sal laat rus, dat u met elke kind ook sal wees, wat terug moet gaan skool toe. Here, dat u ook met hulle sal ontmoet op 'n besondere wyse, en dat u ook verheerlik sal word. Bewaar ons kinders van die bose, terwyl ons met soveel ongeregtigheid in ons dae sit, pleit ons u, Here, dat u met ons kinders sal werk. Dankie dat ons u ook kan vertrou daarvoor. Elkeen wat verjaar hierdie week, wees vir hulle Vader van naby, terwyl u ook 'n nuwe lewensjaar in hulle lewe gaan toevoeg. Pleit ons u, Here, dat dit 'n nuwe lewensjaar sal wees, naby aan die Here Jesus Christus, dat hulle sal groei in die genade van God, en dat u ook vir hulle meer kosbaar sal word. Vir elke sieke bid ons u genade hand oor hulle, dat u op 'n besondere wyse sal aanraak en genees. Dankie vir hulle wat u aangeraak het, wat u genees het, wat vanoggend saam met ons kan wees, maar so is daar ook ander wat nie vanoggend hier is. Pleit ons, Here, wees u daar met hulle, raak vir hulle aan, en rig vir hulle ook op. Ons sien nou die woord in ons harte, en ook die oordeenking daarvan in Christus naam met ons. Amen. Liewe toehoorder, ons teks van oordeenking vind ons in Romeine 10 vers 17 met die woord, dit geloof is uit die gehoor. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ek het u spesifiek gevra, waarop baseer u geloof? Want ons geloof kan op niks anders gebaseer word as om dit op die woord van die Here te baseer. Paulus kom en hy skryf dit aan die gemeente in Rome, dat ons geloof uit die gehoor is, en die gehoor is deur die woord van God. Deur die prediking van die woord, deur die oortuiging wat daar deur die woord van God tot elkeen van ons laat kom. En daarom ook wil ek met u praat onder die tema, die woord het krag. Die woord het krag. As ons maar net Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig. Die woord van God is kragtig. Waartoe? As hy dan sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar. Die oortuiging wat ons in ons harte kry deur die woord van God, 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. Wie ken ons hart beter as God?
En so kom die Here en hy praat met ons uit sy kosbare woord, om aan ons harte te kom openbaar, of vir ons te wys wat is binne in ons harte. En daarom dat dit 'n wonderlike geleentheid is, wanneer ek in die woord van die Here blaai, wanneer ek die woord van die Here lees, om te besef dat die woord van die Here so saad is. Jesaja 30 vers 23 sê, dan sal hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en die broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaker en voedsaam wees. Jou vee sal in die dag wy op 'n uitgestrekte weiveld. En wonderlik dat ons kan sien dat die woord van die Here so saad is, wat in ons harte saai. Hy sê immers, die koninkryk van die Here is soos die woord van God wat in die harte gesaai is. En dit bring dan ook daardie vrug voort. So behoort die woord van die Here in elke van ons se lewe ook vrug voort te bring. As ons in die woord van God dan ook lees, dan moet hierdie woord van God opgeneem word, soos wat 'n groot houer waarin daar sekere dinge geberg word, soos 'n dam wat water kan berg. So behoort my hart dan ook daardie berg en daardie, kan ek die Engelse woord gebruik, 'n reservoir wees, waarin die woord van die Here landingsplek kan vind, en waar hierdie woord dan ook die potensiaal kan hê om in my hart en my lewe dan ook te groei. Ongelukkig is dit so dat baie mense soek die krag van God, maar hulle soek dit sonder die woord van die Here. Onthou wat sê die woord in Hebreërs 4 vers 12? Die woord is lewend en kragtig. Ons soek baie keer die krag net daar op ons knieë, sonder dat ons die woord van die Here belees. Baie mense verlang na die krag van God en 'n vrugtevolle lewe, en daardie geestelike lewe wat oorvloedig is, maar sonder die woord van die Here. Hulle soek die krag van God om koue, harde harte te swel. Ons wil met mense praat, die evangelie met hulle dien, soos die woord dan ook sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ons wil die evangelie uitdra, maar baie mense wil dit doen sonder die woord van die Here. Ons wil ons eie oortuiging op mense afdwing, en ons bring nie die woord van die Here na mense toe, sodat mense onder die oortuiging van die woord van God kan kom, waardeur die gees van God hulle harte kan werk. Baie mense soek die krag van God om hardnekkige wil van mense te breek, maar hulle vergeet wat die woord van God vir ons dan ook sê. In Jeremia 23 vers 29, is my woord nie so soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat die rots vermossel nie. Is my woord nie so? Ons soek baie keer die krag van God in ons geestelike lewe, maar ons soek dit sonder die woord, om tyd in die woord van God te spandeer. Dis onmoontlik. Liewe toehoorders, dis wat Paulus ook vir ons kom sê vanoggend, as hy dan vir ons sê in Romeine 10 vers 7, die geloof is dus deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe anders gaan mense onder die oortuiging kom? Hoe anders gaan mense glo as hulle nie die woord van God hoor nie? Daarom so belangrik dat ons moet besef, as ons daardie kragtige, vrugtevolle, geestelike lewe soek, moet ons gevoed word deur die woord van die Here. Ons moet tyd maak om die woord van God te bestudeer. Die woord van God is soos voeding vir 'n plant. Water vir daardie plant is, soos die woord van God voeding vir my. Die woord van God het krag, soos ek reeds gesê het in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Daarom het die woord van God krag.
om die volgende dan ook in ons harte te werk. In die eerste plek, om ons te oortuig van sonde. Om ons te oortuig van sonde. Is dit nie wat die woord van die Here sê? Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder die woord van God? Sonder die prediking van die woord van God. Daarom het die woord van God so prominente plek in hierdie samelewing van ons. Dat ons dit moet lees, dat ons dit moet bestudeer, dat ons dit moet gebruik om daardie mense die woord te bring, wat ongered is daar buite. Want dit is die woord van God, wat die Gees van God kan gebruik in harte en lewens, om die oortuiging te bring. Kan ek hier vat 'n wonderlike skrifgedeelte, daar in Handelinge 2 vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, net vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Toe hulle dit hoor, wat was die hoorders hier? Wat het hulle gehoor? Wat het hulle hier sonder diepe sonde oortuiging gebring? As ons werklik deur daardie gedeelte gaan, en ons gaan lees dit baie mooi, dan sien ons dat Petrus van die begin van daardie prediking, tot aan die einde van sy prediking, het hy net skrif gebring. Hy het skrif aangehaal. En toe hulle dit hoor, toe hulle die skrif hoor, nie Petrus se mooi woordjies nie, maar toe hulle die skrif hoor gewerk deur die Heilige Gees, was daar oortuiging in mense se harte. En toe hulle dit hoor, sê die woord van die Here, is hulle diep in die hart getref. As ons volgens iets soek om mense daar buite diep in die harte te tref, om hulle by daardie plek te bring van oortuiging van hulle verlorenheid, dan is dit nodig dat ons die woord van God ken en die woord van God aan hulle bring. Hierdie boodskap bevat skrif. En hierdie skrif het daardie siene van daardie hoorders in kontak gebring met die woord van God. Dit was die woord van God gewerk deur die Heilige Gees, wat daardie sonde oortuiging dan ook gebring het. Maar dit bring my dan ook by die tweede gedagte, om ons bewus te maak van die grootheid van ons sonde. Liewe hoorder, ek wonder of die wêreld daar buite nog besef, hoe groot is hulle sonde. As die woord van die Here sê, Matteus 22 vers 37, en Jesus antwoord hom, jy wil die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, is die eerste en die groot gebod. Dit wat ons voorhou as 'n samevatting van die wet van die Here. En ons toets onsself vandag. Kan u met 'n eerlike hart voor God staan vanoggend? Daar waar u sit, sê Here, ek het u heelhartig lief. Kan u dit met 'n eerlike hart vanoggend sê? Want as ek sê dat ek die Here heelhartig lief het, dan behoort my lewe aan hom toegewy te wees. Dan behoort my lewe aan hom oorgegewe te wees. Dan behoort my begeerte na God te wees. Soos wat daardie bruid se begeerte na die bruidegom is, behoort my begeerte na God te wees. Die mensdom dink vandag dat hulle goeie mense is, gaan praat met die meeste mense daar buite. Die meeste mense sal sê, as jy vir hulle vra, dit nie is 'n goeie mens, sal hulle sê ja. Hulle besef nie dat hulle verlore mense is. Verlore in hulle sonde toestand, en hoe groot daardie sonde toestand is. Dink maar aan daardie man, Matteus 19 vers 16, as hy daar by die Here Jesus Christus kom, en vir hom sê, goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan beerwe?
Sien ons wil op hierdie basis van goeie dinge, wil ons in die koninkryk van God ingaan. Nie op grond van die geloof en die gehoor van God nie. Dat ons met daardie punt in ons geestelike lewe moet kom, dat ons moet besef soos die Here Jesus wat vir hom antwoord. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe naamlik God. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra vir hom, watter? En Jesus sê, dit. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder nie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek kort? Goeie dinge, nog goeie dinge doen. Wat kom ek kort? Die Here kom wys hom. Jy het my nie regtig so lief, soos wat jy voorgee. Want wat sê die gebod? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons mag miskien die eerste ene nakom, maar wat? Verskoon die tweede ene nakom. Wat van die eerste een? Die Here het geweet hier lê sy woord. Wat sê hy vir hom? As jy vir hom maak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee dit aan die armes, jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my. Volg my. Wat sê die woord van God? Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Wat was vir hom meer belangrik as God? Sy besittings. Het hy God met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand liefgehad? Beslis. Hy het sy besittings meer liefgehad as God. Sal ons nie vanoggend ons hand op eie boesem steek vir die Here vra, Here, kom wys vir my, het ek U werklik lief soos wat ek voorgee? Hierdie man het voorgegee, het God lief, want hy onderhou al die gebooie. Maar die grootste daarvan het hy nie nagekom nie. Hy het sy besittings lief gehad en nie vir God nie. Hierdie mense die besef hoe groot sondaar hy werklik is, alvorens hy in kontak gekom het met die woord van die Here nie. Wat het hom onder die oortuiging gebring? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wanneer ek die woord van God lees, wanneer ek daarin myself speel, dan sien ek die prys wat betaal is vir my sonde. Hoe groot my sonde werklik is. En dit bring geloof. Want wanneer ek die woord van God lees, kan ek onder die oortuiging van die Gees van God kom. En kan ek die woord van God glo. Daarom dat die woord van God die krag tot 'n lewegewende krag. Romeine 1 vers 16, net soos wat hier ook dan staan. As hy dan sê, hoe kan hulle hom glo, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? As Paulus dan ook in Romeine 1 vers 16 die begin van hierdie hoofstukke dan ook vir ons leer, want ek skaam my nie oor die evangelie van God nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Die woord het lewegewende krag. Dit kan mense onder oortuiging bring wanneer hierdie evangelie woord, wanneer hierdie woord, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van die vrede verkondig, van wat die evangelie van die goeie verkondig. Wat is die goeie evangelie? Is van Jesus Christus se reddende genade.
Dis dit wat ons moet oordra aan die wêreld, aan die mensdom daar buite. Ons het nie nodig om ons eie oortuiging op mense af te dwing nie. Die Gees van God kan die evangelie gebruik. As ons die evangelie woord reg gebruik, sodat die evangelie woord mense tot oortuiging dan ook kan bring. Daarom is die woord van God so saam. En daardie woord van God moet in die hart van die mens dan ontkiem. 1 Petrus 1 vers 23 sê, want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid. Wat bring die oortuiging? Die woord van God. Wat bring my by wedergeboorte? Die woord van God. Want dit is 'n onverganklike saad, wat in die hart van die mens gesaai word. Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voorgebring, deur die woord van die ware. Daardie voortbring is daardie gedagte van om te genereer, om op te werk, om lewe te skep. Ons het lewe ontvang deur die woord van die Here, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het dat gemaak, maar God het laat groei. Dis God wat hierdie woord gebruik deur sy Heilige Gees, sodat daar groei in die hart van die mens dan ook kan plaasvind. Daar was 'n sakkeroller op 'n stadium by 'n treinstasie, by 'n man net so dik ding afgerottel het. Net daar in 'n sinkajuitjie, daar in die agterbuurtes gebly. En toe hy daar by daardie sinkajuitjie kom, toe sien hy, maar dit wat hy gesteel het, is nie geld nie, maar is 'n Bybeltjie. Hy vat daai Bybeltjie en gooi hom daar aan een kant neer. Maar daardie woord van God het begin praat met hom. En hy begin daardie Bybeltjie te vat en hy lees. En hy lees Johannes 3 vers 16 raak. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daardie man kom tot bekeer. Baie jare daarna het hy die man van wie daardie Bybeltjie gesteel het hy hom ontmoet. En hy kon getuig dat hierdie Bybeltjie het my onder die oortuiging gebring, en daarom dat ek vandag kind van die Here is. Die woord van die Here het lewenskragtige vermoë om lewe te skep, om groei in my hart te skep, sodat ek daardeur gered kan word. Die mens se hart is die grond, die geredde is die saaier, die woord van God is die saad wat in die hart geplant word, en God kom ontkiem dit deur sy kosbare Heilige Gees, sodat daar nuwe lewe as produk kan voorkom. Wanneer laat het ons die woord van God met mense gedeel? Wanneer laat kom die woord van God deur my spreek? Wanneer laat kom die Gees van God oortuiging in harte werk, omdat ek die saad van die woord in die hart van die mens saai? 2 Petrus 1 vers 4, waarteen hy ons grootste en kosbare belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Sodat ek deelgenoot van God kan word, deur die woord wat aan my bedien is. Wat sê Paulus? Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. As ons nie die woord gaan saai, hoe kan die oortuiging plaasvind? Hoe kan daar geloof wees
as hulle nie die woord van God hoor nie. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak niks, maar God wat laat groei. Ons is maar net instrumenteel hier op aarde waardeur 'n kosbare siel gered kan. Maar dit het ook die vermoë, die woord van God het krag tot reddende geloof. Ons het daardie skrifgedeelte saam gelees, Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Die woord van God werk daardie geloof. Wanneer daardie persoon hoor dat, soos Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Die gees van God kan nou by daardie persoon stil staan. Hy besef hy's 'n verlore sondaar en dat hy afgesny is van die teenwoordigheid van God. As die woord van die Here aangehaal word in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word en hulle wat in sy naam glo. As die woord van die Here dan ook aangehaal word, daar so in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Is dit nie God se woord? Is dit nie wat die gees van God kan gebruik tot oortuiging in die hart van die mens nie? Kyk maar net, die tronkbewaarder dan Paulus en Silas dan ook die volgende gevra. Hy het hulle na buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Liewe toorde, gaan dit net by geloof bly? Dat ek daar by neer gaan sê, ek moet glo, ek moet glo. Nee, dit is nie waar die skrif stop nie. Kyk waar gaan die skrif heen. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig. Die woord van die Here het oortuiging in daardie tronkbewaarder se lewe gebring. Dit kon hom by daardie punt gebring het, waar hy onder oortuiging van die woord van die Here kon kom. En aan almal wat in sy huis is. Nie net aan die tronkbewaarder nie. Maar hulle kon die woord bedien en daardie mense kon tot bekering gekom op grond van die woord van die Here, reddende geloof. Hoe lyk u en my lewe ten opsigte van die woord van die Here? In die eerste plek het ek geglo op grond van die woord van die Here. Of maar net by daardie plek wat ek probeer om geloof op te wek. Nee, die woord van God werk geloof in die harte en lewens van mense. Dit bring my by die volgende, tot volhardende geloof. Wat is volhardende geloof? Om die Here vas te hou, totdat hy antwoord. Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Dis volhardende geloof. Totdat God antwoord uit die hemel. Nie totdat ek moeg is om vir 'n saak te bid. Maar wanneer dit uit die woord van God sy beloftes tot my kom, kan ek hom vashou vir daardie saak. Want ware geloof moet 'n waarborg hê. Wat is die waarborg van ons geloof? Romeine 10 vers 17. Want die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord van God. Die waarborg is die woord van God. Dit is in die woord van God waar ons sy wonderlike beloftes dan ook vind. Dit is deur die woord van God waar ek tot God bid vir spesifieke sake binne die wil van God en die woord van die Here leer dat ek dit sal ontvang. Wat sê hy? En julle sal dit verkry.
wanneer die woord van God voorhou. Kyk maar net wat sê Jesaja 62 vers 6, o Jerusalem, ek het wagte op jou muur uitgesit wat gedurig deur die hele dag en nag nie sal swyg nie. Wat doen hulle? Dag en nag bid hulle tot God. Dag en nag hou hulle hom vas vir hierdie sake. En dan sê hy, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes wanneer is. Wat doen hulle dag en nag? Herinner God aan sy beloftes, aan sy woord. Kan ek hier nog 'n voorbeeld gee? Wanneer ek bid en verlang die vervulling met die Heilige Gees, sê Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Is dit nie 'n belofte? Is dit nie die woord van die Here waarop ek kan staan? Is dit nie waardeur my geloof versterk kan word? En waarin my geloof op kan bou en dat dit my waarborg kan wees vir vervulling met die Heilige Gees. Ja, definitief. Liewe toehoorders, ons grootste geheim van ons geloof kom deur die waarborg van die woord van God. Ken u daardie waarborge? Die tweede laaste gedagte. Oorwinnende geloof. Oorwinnende geloof. 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is nie oorwinning wat die wêreld oorwin nie. Naamlik ons geloof. Geloof wat gebaseer is op die woord van God. Mag die Here vir ons ook help en in staat stel dat ons hierdie oorwinnende geloof mag geniet, maar ook tot reinig van my eie geestelike lewe. Efesiërs 5 vers 26, dit te heilig nadat ek gereinig het met die water wat deur die woord. Praat nie van doop nie. Die woord van God waardeur ek gebad is, waardeur my kom spoel. Die woord van God wat kom reinig, wanneer ek daarin lees, sodat hy die gemeente doel, sodat hy die gemeente vir hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of sterflik, maar dat dit heilig en sonder vlek staan. Waardeur? Deur die woord van God wat deur my hart kom spoel. Kan ek vir u vra, liewe toehoorder, hoe lyk u geestelike lewe vanoggend? Is daar die innerlike skoonheid? Lukas 11 vers 39 sê, maar die Here sê vir hom, ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. Ek kan voorgee buite. Ek kan my voorgee lewe leef hier buite. Mense kan daar die voorgee lewe sien. Dink maar, is 'n oulike oom, is 'n oulike tannie, oulike persoon daar, die oulike man, oulike vrou. Hoe lyk my hart? Is dit gewas met die bloed van die Here? Spoel die woord van God gedurig deur my. Uiterlik miskien 'n mooi vertoon, maar binne verduidelik. En ek is so verduidelik. As jy in 'n stad woon waar die lug vuil is, dan moet jy gedurig jou hande gaan was om jou hande skoon te kry. Ons leef in 'n besoedelde, vuil lewe. Hoe gaan ek as kind van die Here rein en skoon voor die Here leef, terwyl ons in so besoedelde lewe leef? Deur my te bad, deur my te was, in die woord van die Here. Die woord van die Here op te neem. Deur die woord van God te lees.
sy beloftes my eie te maak, sy woord my eie te maak, toe te laat, in die woord, deur my hart, deur my lewe sal ontspoel. Hierdie woord het krag om ons te oortuig van sonde, om ons bewus te maak hoe groot ons sonde toestand voor God is. Hierdie woord het krag tot daardie lewende gewende krag, as ons dit lees en ons ontdek ons eie toestand, en ons besef Jesus Christus het aan die kruis vir ons gesterwe. Daardie reddende geloof wat daaruit voortkom, wanneer die woord van God hoor, die gees van God, in my hart die oortuiging kan kom, volhardende geloof, om aan te hou aan die Here vas te hou, oorwinnende geloof, grond van die woord van die Here, maar ook dat die woord van die Here deur my eie hart en my lewe kan ontspoel. Romeine 10 vers 17, die geloof is deur die gehoor, die gehoor is deur die woord van God. As u vanoggend die geloof op manier ek moet glo, kom bou, wil ek vir u sê, is u soos daardie huis wat op die sand gebou is. Hy gaan platval. Hy gaan platval. Maar as my geloof gebaseer is op die woord van die Here, is dit soos daardie huis wat sal staan. As jy self wys maak vanoggend, as ek moet glo, dan wil ek vir jy sê, die toer, miskien het jy nog nooit geglo. Is dit miskien jy vanoggend, wat voor die Here moet kom buig en sê, Here, ek wil vanoggend my geloof op die woord van God kom. Ek wil vasstaan op die woord van die Here, want daardeur sal my geloof versterk. God se woord bewerk daardie geloof aan die burger. Hy wat mag gee op die woord van die Here. Sal jy vanoggend luister? Sal jy vanoggend die hart oopmaak? Sal jy toelaat dat die woord van die Here inslag vind in die hart en die lewe? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die wonderlike voorreg. Laat ons buig voor U. Here, dankie dat ons weet U woord staan vas, dat U woord geloofwaardig is en dat ons op die geloof kan bou. Wees genadig, Here, dat ons geloof in U geanker en gevestig sal wees, in U woord geanker, sodat ons geloof nie sal wankel nie, sodat ons geloof nie sal wyk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.